Of jy jou oggendkoffie geniet of besig is met tuinmaak, welkom by episode 70 van In Alle Erns. Die siniese politieke foefie deur die ANC-geleide regering om Graaf Reinet te hernoem na Robert Sobukwe dorp, het my weer herinner aan 'n ou gesegde: diegene wat kan, doen. Ek reken ons kan dit gerus aanpas in ons tyd na diegene wat kan, bou en diegene wat nie kan bou nie, hernoem. Daar is geen selfrespek te vind in die uitwissing van ander se erfenis of in die naamsverandering van dit wat ander gebou het nie. Al bittervrugte wat hierdie boom dra, is 'n verminkende, vernietigende selftwyfel en minderwaardigheidskompleks. 6 jaar nadat president Cyril Ramaphosa beloof het dat sy regering 'n slim stad naby die Lanseria lughawe in Gauteng gaan bou, is die enigste vordering wat gemaak is die oprigting van 'n onvolledige heining. 6 jaar gelede het Ramaphosa 'n nuwe universiteit van wetenskap en innovasie in Ekurhuleni beloof. Die geoogmerkte terrein bevat vandag egter slegs bosse, vullis en 'n vervalle gebou. In sy jaarlikse staatsrede beloof Ramaphosa hoë spoed sneltreine terwyl die land se bestaande spoorweë verval en verdwyn asof dit opgevreet word deur ystervretende reismure. In 2019 beloof die EFF dat as hulle nie binne 5 jaar 'n nuwe skool gebou het nie, mense nooit weer vir hulle hoef te stem nie. Doen jy self die wiskunde of hul tyd verstreke is. Dit is hoekom die ANC kies om bestaande plekke wat ander gebou het, se name te verander en hoekom die EFF hierdie naamsveranderings steun. Dit is bloot om die illusie te skep dat hulle iets nuut tot stand bring te midde van 'n lang, vernederende en groeiende lys van leë beloftes. Daar moet kennis geneem word dat, toe dit oorwegend Afrikaners was wat die staat beheer het, selfs dorpe soos Milnerton en Somersuid-Wes nie hernoem is nie. Somersuid-Wes is vernoem na Lord Charles Somerset, een van die mees berugte koloniale administrateurs wat probeer het om Afrikaans uit te wis. Milnerton is vernoem na Sir Alfred Milner, een van die grootste ondersteuners van die Anglo-Boereoorlog en 'n leier wat probeer het om Afrikaners etnies te suiwer, veral in onderwys. In teenstelling met die ANC en die EFF se leë beloftes, het die Solidariteitbeweging reeds 'n tegniese college gebou, Soltech, en konstruksie aan Akademia se nuwe 3.2 miljard Afrikaanse kampus het amptelik begin. AfriForum het reeds meer as 177 buurtwagte op die been gebring en Bo-Karoo opleiding is gevestig in Orania. Reeds in die 1930s was die slagspreuk "Ons bou" gewild onder Afrikaners. 'n Sentiment wat in 2026 steeds duidelik sterk te vind is onder ons mense. Afrikaners ly vandag nie aan 'n minderwaardigheidskompleks nie, want ons het bou en dan die benoeming van die nuwe dinge wat ons bou, deel van ons identiteit gemaak. Afrikaners het geleer dat ware selfrespek daarin lê om nuwe instellings, organisasies, skole, universiteite en meer te bou en dit dan met trots te noem wat jy wil. Politici dink slegs aan die volgende verkiesing wanneer hulle plek en straatname verander. Die Solidariteitbeweging dink aan die volgende geslag. Die volgende geslag Afrikaners gaan met trots weet, hulle voorvaders was baanbrekers, eerder as afbrekers. As jy van hierdie episode gehou het, onthou om dit te deel met vriende en familie en deel dit sommer ook met enigiemand wat jy teekom wat groot ondersteuners is van die hernoeming van goed wat ander mense gebou het. As jy wil deelneem aan die groter gesprek en debat rondom hierdie onderwerp, kan jy gaan deelneem in die kommentaarafdeling. Ek lees al die kommentare en waardeer hulle almal. Ek is Erns van Sail. Hou moed, hou koers, dink vir jouself en dink vooruit. Tot volgende keer.